Goeiemôre vriende, geagte voorsitter. Verskoon dat ek my pet ophou. Aan die een kant is die son en vir die res het ek wind verwag. Maar gelukkig is dit vanmôre nie daar nie. Baie dankie vir die reëlingskomitee wat hierdie geleentheid gereël het. Ons behoort hierdie geleentheid baie groter te maak. Ek weet nie of jy saamstem met my nie. Ons behoort dit baie sterker uit te brei. En ons hoop om volgende jaar dan ook iets daarvan te kan sien. Ons staan hier op historiese terrein die gedenkbegraafplaas van die Irene konsentrasiekamp. Ek het in my studente daar hier baie gekuier. Net so 2 blokke hier vandaan was Dr. Murray, Colleen Murray van UNISA, opvoedkundige. En sy seun het saam met my militêre diensplig gedoen. En ons het saam hier wiskunde, toegepaste wiskunde en fisika gedoen oor die naweke. En dan het ons soms gestap en destyds was hierdie terrein nog nie heeltemal soos dit nou lyk nie. Maar daar was nou byvoorbeeld in hulle tuin skerwe van die begraaf van die lijklip, die stukkende stukke van die grafstene was daar in hulle stoep ingebou. So dit is 'n bewustheid vir my van baie lank gelede al, Irene konsentrasiekamp. Soos ek gesê, dit is 'n aangrypende oomblik om hier te staan. Altyd roer dit die hart. En my tema vandag is eintlik dan, wat sien ons raak as ons hier is? Wat sien ons regtig raak? En die vraag het my besig gehou oor die afgelope 2 weke. Ons sien natuurlik hier die grafte van die Irene kamp, die herbegrafnis, plekke waar van die beenraad wat geskuif is, in massagrafte bymekaar gebring is, en dan ook hierdie groot, wat sal mense noem, sarkofaag wat hier voor ons lê, wat ook onbekende, ongeïdentifiseerde oorblyfsels van die sterfgevalle hierso huisves. Irene was een van die eerste kampe in die oorlog, een van 10 kampe wat vroeg in 1900 en gedurende 1900 beplan is en tot stand gekom het. En as jy na die foto's kyk, sal jy sien, dit was op die kaal veld. Daar was nie so pragtige bome soos wat ons nou hier sien nie. Dis naby die rivier. Die meeste van die kampe was naby 'n waterloop of naby 'n rivier of naby 'n spoorlyn om praktiese redes. Maar die kampe het baie gou oorbevolk geraak, met baie groot getalle in een tent. Soms was daar 14 tot 20 in een tent, een van daardie ou militêre kloktente. 14 tot 20, as jy net dink, vrouens, kinders, miskien mans ook nog by, sonder afgesonderde kamers, dikwels te min beddens, kinders en vrouens moes dikwels op die grond slaap. In een kamp, dink ek, was die berig dat ongeveer 1/3 op die grond moes slaap. Die bevolking in die Irene kamp was teen Mei 1901, dus wat 'n jaar nadat dit gestig is, reeds 4319. In daardie tyd, Mei 1901, was in volksruskamp 4810 inwoners. Daar was 5 kampe in Transvaal met meer as 3000. In die Vrystaat 2 kampe met meer as 3000. In Julie 1901, dus omtrent 'n maand of 2 later, was daar 10 kampe van die 15 in Transvaal wat meer as 3000 inwoners gehad het. Nou moet jy weet, die voorsiening van voedsel, die sanitasiegeriewe, die mediese versorging vir 3000 mense is daarbij betrokke. Jy kan nie maar net indink, baie van ons was in groot hoërskole, soms van 800, soms van 1000, soms van 1200 of dalk meer. Ons praat hier van kampe van 3000 en 4000 mense.
sonder behoorlike administrasie, sonder behoorlike toesig, op die oop veld, dikwels met baie slegte omstandighede wat die water self betref. In Maart 1902 was daar baie kampe met meer as 4000 inwoners. Die totale aantal kampe was toe 45 in getal. Interessant op die plaat daarvoor wat die ATKV aangebring is, word gepraat van 130 kampe wat gestig is. Maar van die groot kampe word gewoonlik aangegee 45, soms 46 in getal. Stel jou voor 45 konsentrasiekampe van vroue en kinders onder die haglikste omstandighede. Wat ek self gesien het is Heidelberg, langs die rivier daar, dink is die Bleksbok spruit of 'n sytak daarvan, in 'n moerasagtige gedeelte, en dit is bitterkoud. Ek het daar skool gegaan, ek weet baie goed, die kos is ervaar. Dis bitterkoud in Heidelberg. Dit het ek self gesien dan. Irene ken ek, Nylstroomkamp het ek besoek, Balmoralkamp, en onlangs, so 18 maande gelede, Vredefortweg. By Balmoral se kamp is my oupa en ouma Grootjie aan my ouma se kant, van Essenkant van my pa, is daar aangehou, en daar is 'n tweeling kindertjies is daar oorlede. Daar is so 'n wit marmer steen aangebring, want oupa Grootjie van Essen het later in Pretoria 'n grafsteen besigheid begin. Sy besigheid het ook later die groot marmersteen op Dr. Verwoerd graf in die Heldeakker geskenk. Vredefortweg, waar ons onlangs was, ek en my broer en klompie mense saam met ons, het ons op afgekom deur 'n bietjie navorsing te doen oor waar my oupa Albert Adolf Peters in 'n gevangenskap dood is. Ons weet dat hy oorlede is in 'n konsentrasiekamp. Ons het nie presies geweet waar nie, of daar 'n steen is, of daar 'n naam is, of enige bewys is daarvan. Die boere in daardie omgewing by Vredefortweg, jy moet gerus daar aangaan eendag, hou die konsentrasiekamp begraafplaas in stand. Hulle het ook 'n klein museumpie daar, waarin hulle verskeie interessante stukke het. Maar daar is dan ook my oupa se naam verskyn daar, sy sterfdatum, Mei, Junie 1901, sy een dogtertjie se naam verskyn daar, en dan sy vrou, wat in Jordaan was, is ook daar begrawe. Potchefstroomkamp, in Januarie 1902, soos ek sê, Potchefstroomkamp 7126, en 7000 in een kamp. Volksrus 5173, dis teen nader na die einde van die oorlog. Middelburg 5000, Irene op daai stadium 4000, ek sien dit staan ook daar op die plaat. Kreersdorp 4629, en die Mafekingkamp 4512. Ek weet nie of een van die al by die Mafekingkamp was nie, ek weet nie of dit nog goed in stand gehou word nie. Die Merebank konsentrasiekamp in Natal, naby Durban, is gestig om die groot druk op die kampe in Transvaal en Vrystaat te verminder. En baie van die vroue en kinders wat in die begin van die oorlog ingeneem is hier in Transvaal en Vrystaat, is verskuif na Merebank. Daar was in geheel, nou was daar intussen regulasie uitgevaardig dat 'n kamp verkies het nie meer as 3000 inwoners moet hê nie. Maar daar in Merebank was 9000. En toen het hulle nou maar 3 areas, elkeen 'n ander naam gegee, sodat dit 3000 sal wees, en hulle binne die regulasies optree. So, volgens al die getuienis, Tant Biem Fischer was daar, volgens al die getuienis was die weeromstandighede en die bodemgesteldheid baie swak. Het was warm in die somer, koud in die winter, en omtrent altyd nat. Ek ken die Vrydag die in Natal se reënbuie, en dit was naby die see.
was altyd klam en nat, dit was die groot klagte daar. Getalle het skrikwekkend aangegroei tydens die oorlog en 'n hoogtepunt bereik gedurende Oktober 1901 met 'n totaal van 58.883 in die Transvaal, 45.306 in die Vrystaat, volgens Dr. Otto, J.C. Otto se boek. En dan weet ons ook dat daar meer geïnterneer was en dat daar konsentrasiekampe in die Kaapkolonie en Natal ook was. Ek het een herdenkingsboek oor so 'n Kaapse, kom ons noem dit 'n interneringsfasiliteit, waar veiligheidshalwe Afrikaners ingedruk is, uit vrees vir hulle weerstand en hulle opstand. In baie gevalle is die kampe omheind met doringdraad en wagte is aangestel om te patrolleer. Milner het militêre regulasies toegepas op die kampe. Dit was dus inderdaad 'n soort militêre konsentrasiekamp atmosfeer. En by baie kampe is swart kampwagte aangestel. Verbeel julle boere, vroue en kinders met swart kampwagte. Daar was ook strafkampe binne hierdie kampe aangebring, bedoel vir opstandige, weerspannige en protesterende vroue. Afgehok op ruwe terrein, klipplate of 'n klipperige stuk grond, waarvan die vroue wat protes aangeteken het of hulle verset het teen die maatreëls sonder kos vir dae aangehou is. Sarah Raal getuig daarvan. Sy was in so 'n strafkamp van 100 by 100 tree, skryf sy, binne die Kroonstadkamp, met 4 gewapende wagte daarom. Hier sit sy in 'n detensiebarak binne in die kamp, omheind deur doringdraad, as straf en sonder kos. Dr. Otto skryf op bladsy 80 van sy boek, in Irene kamp, hierdie kamp hier by ons, was daar 'n wired-in enclosure for unruly women. Unruly women. En die skets wat gedoen word, deur sommige skrywers, as hierdie vroue was onhygiënies en hulle was dit en hulle was dat en hulle was opstandig en iets so meer. Daarteenoor was die getuienis dat in die algemeen is daar goeie gedrag deur die opsigters gerapporteer. In die Oranje Rivier Kolonie se hoofsuperintendent, sy hoofsuperintendent skryf, all the superintendents find the Dutch in the camp a law-abiding and quiet people. Nou ja, daarvan kan mense ook baie getuig van ons volk se karakter. Maar daar was vroue wat hulle verset het en wat oor die maatreëls gaan kla het en wat dan gestraf is net daaroor. 'n Britse parlementslid, William Redmond, se kommentaar op 17 Junie 1901 in die Britse Laerhuis was as volg. Dit was 'n kenmerkende reaksie van die oppositiegeleerdere in Brittanje. The way in which these wretched, unfortunate and poor women and children are treated in South Africa is barbarous, outrageous, scandalous and disgraceful. Die wyse waarop hierdie arme, ongelukkige vroue en kinders in Suid-Afrika behandel word, is volgens hom barbaars, skandalig en vernederend. Dit skree ten hemele. Dit het 'n tyd gevat voordat hierdie soort berig in Engeland rugbaar geword het en Emily Hophouse en haar vroue medewerkers het hard gewerk om die persepsie van die Britte oor die oorlog te verander. Baie meer kan gesê word natuurlik oor die toestande in die kamp, oor die gebrek aan mediese sorg, die ondervoeding, die blootstelling aan koue en die verspreiding van siektes soos masels en maagkoors. Griep was natuurlik algemeen as gevolg van die koue weeromstandighede en dan slaan longontsteking toe, waarvoor daar nie 'n oplossing was in daardie tye nie. Longontsteking het talle slagoffers, jong kinders geëis. Dit het alles gebeur in toestande van algemene verwaarlosing. Daar was eenvoudig hopeloos te min dokters en verpleegpersoneel en 'n algehele gebrek aan genoeg voedsel
skoon water en mediese middele. Dr. Otto se hoofstuk wat hieroor handel, oor die sterftes in die kampe, noem hy die doodsengel triomfeer. Daar was inderdaad die doodsengel aan beweeg. Jy kan maar net u voorstel, as daar 300 tot 400 sterftes 'n maand in 'n kamp is, dan beteken dit 10 of meer sterftes per dag. Gister 10, vandag 10, môre 10. En onophoudelik. Die konservatiewe getal van 27.927 sterftes word gewoonlik aangehaal oor die getal sterftes. Sommige bronne stel die getal op 34.000 en ander skrywers selfs meer. Ons sal dit nooit presies kan bepaal nie. Selfs in die begraafplaas is baie grafies nie gemerk nie. Die kinders wat gesterf het in die begraafplase, in die konsentrasiekampe onder 16 jaar, was 22.074 in die amptelike syfer. Vroue bo 16 jaar 4.177, mans bo 16 jaar 1.676. Hier is 'n lysie hier op die linkerkant van persone oor die ouderdom van 15 jaar wat in 'n Irene konsentrasiekamp oorlede is. Die gevechtsverliese aan die boerekant, die kinders was dus 4 tot 5 keer soveel as volwassenes. Die lys van kinders gaan van daar af, reg rondom hier, die hele agterkant. Kinders was tot 4 tot 5 keer soveel as volwassenes blootgestel. Gevechtsverliese aan die boerekant was naaste by 4.000. Daarby kan nog 2.000 getel word wat weens siekte omgekom het in die veld en in diens of later in kruisgevangenekampe oorlede is. So dit tel ongeveer 6.000. As ons dan daar in die amptelike syfer 4.177 vroue, 1.676 mans bo 16 jaar bytel, dan sit ons by naaste by 8.000, 9.000 volwassenes wat gesterf het. Teenoor 22.074 kinders. Ek dink dit is wat ons moet raak sien. Ons sien hier 'n groot hartseer, 'n groot slagting, 'n groot volksmoord op hierdie terrein. Dan moet jy dit vermenigvuldig met 45 ten minste. En oor 'n tydperk van 3 jaar daardie lyding. Die dapperheid van die boerevroue is onbeskryflik, hoewel daar ook afvalliges onder hulle was. Maar die beste boek om daaroor te lees is sekerlik dat Mem Fisher se dagboek. Ons lees van groot kommer en besorgdheid onder die vroue in die kampe, in die eerste plek oor die lotgevalle van hulle mans, broers en seuns ter velde, van wie hulle baie selde berig gekry het. Lewe hulle nog? Af en toe berig deurgekom van die kommando's of van ander persone wat opgeneem is in die kampe. Ons lees van die groot ontsteltenis oor handskakies, verraaiers en diegene wat die eed van getrouheid aan die Engelse owerhede afgelê het. Dit moes ook diep hartseer veroorsaak het. Daarnaas was daar voortdurend 'n tergende vrees dat die onafhanklikheid van die boererepublieke verlore sou gaan. Daardie onafhanklikheid wat juis deur die groot trek, deur die ervarings in Natal, Bloedrivier en alles wat daarop gevolg het, uiteindelik gewen is in die twee boererepublieke, Oranje Vrystaat en Transvaal. Die verlies aan vryheid was vir baie boerevroue die grootste rampspoed denkbaar. Juist daarom is die strydende burgers en die kommando's ondersteun. Wil jy graag net so kort brokkie voorlees uit Tant Mem Fisher se kampdagboek. Interessant, begin sy die dagboek op die dag wat sy vir die derde keer, die plaas vir die derde keer besoek is en eintlik verwoes is onder kolonel Bullock. Sy skryf op 29 Mei 1901,
Die oorlog is met ander woorde 5+3, 8 maande aan die gang. 'n Konvooi onder kolonel Bullock is op pad na my huis. Gister was broer Johan Smits, Willem Fischer en 'n klompie burgers met kommandant Haag Grobler nog hier. Ek het eens 'n plan gehad om te vlug, maar nou sal ons, Suster Rachel met die kinders en met mevrou Leroux, onderwyseres, seker weggevoer word. Wat ons uitstaan kan nie beskryf word nie. Hier sit ons asof daar geen gevaar is nie. Nog 1 uur later en ons is gevangenes in die hande van 'n wrede, byna barbaarse vyand en word weggevoer van almal en alles wat vir ons dierbaar is. Ons mans, kinders, vaders, broers, susters, huis, alles, ja, alles moet ons agterlaat. En ons, wat sal van ons word? Die vroue wat 'n tyd lank onder die Engelse was, sê dat die dood verkiesliker is as hul beskerming, want so noem hulle ons gevangenskap in die kampe. Nou is daar niks aan te doen nie. As ons nie wil buig onder Engeland se vervloekte juk nie, moet ons in ons lot berus. Anders bring ons die manne wat nog veg in gevaar. En as ons land moet verloor, dan wil ek nie my gewete beswaar dat ek selfs die geringste daartoe bygedra het nie. Alles sal ek verlaat ter wille van ons volksbestaan in die vaste hoop en vertroue dat God ons ellende sal sien en ons gebede sal verhoor. Dit is die gesindheid waarin sy opgetree het en hoe sy betrokke is by die vechtende manne in die veld. Dan skryf sy op 'n ander datum, dit was op 21 April 1902, Racheltjie en ek het verlof om vir 4 dae na Durban te gaan. Al die gerugte van vrede maak my buite myself. 'n vrede sonder vryheid, o nee. Dit was die groot saak waaroor het gegaan het. Al die opofferings, al hierdie offers wat gebring is vir vryheid. Waar kan jy ook die gesindheid sien wat uitgestraal is. Maar dit was nie maklik nie. Ek lees net hierdie klein brokkie voor, wat sy geskryf 14 Maart 1902, en waar mens kan sien sy word oorweldig. Ek het 'n ellendige gevoel. Ek is die een oomblik boos, die volgende verdrietig, dan oorval 'n moordlus my, en dan weer iets asof daar 'n nat sak oor my kop getrek is. Waarom kan ek my toch nie in my lot skik nie? Ek voel soms jaloers as ek sien hoe ander na die maak of jy dit nie sien die stelsel gaan. Ek glo dat meer as ooit hier die geval is. Vandag is ek 13 jaar getroud, maar in plaas van by my man en thuis te wees, sit ek hier in 'n aklige vroue gevangenskap. En daar is altyd daar die hoe, wat, waar, wanneer. O, dit is dus wat gevangenis beteken, nie die lawwe hopbrood, min kos of die kleinsieligheid van die vangers nie. Nee, maar hierdie niks weet nie. Maar die tergende onsekerheid, geen nuus nie. Sy weet nie of haar man nog leef nie, dis haar troudag. Sy weet nie of haar kinders dalk reeds weeskinders is nie. Die uitkomst van die Britse magte se vervolging van die burgerlike bevolking was uiteindelik tog uiters demoraliserend, baie tragies en noodlottig. Die gevoel tydens die vredesonderhandelinge in Mei 1902 word beskryf deur Dr. Otto van der Maal. Die vernaamste oorwegings wat aan boerekant na die sluiting van die vrede van vereniging gelei het, was dan ook dat die kruispolitiek deur die Britse minister, ek net my bril hier so opsit, hy skryf die vernaamste oorwegings wat aan boerekant tot die sluiting van die vrede van vereniging gelei het, was dan ook een.
dat die krygspolitiek deur die Britse militêre autoriteite gevolg geleid heeft tot 'n algehele verwoesting van het grondgebied der beide republieken, met afbranding van plaatsen en dorpen, vernieling van alle middele van bestaan en uitputting van alle hulpbronne nodig vir het onderhoud onze families, het bestaan onze legermagten en het voortsetting van die oorlog. Tweedens, dat het plaatsen onze gevangenen families in de concentratiekampe geleid heeft tot een ongehoorde toestand van lijden en ziekte, zodat in betrekkelijk korte tijd ongeveer 20.000 onze dierbaren al daar gestorven zijn en het afgryselijke vooruitzicht ontstaan is, dat bij voortzetting van de oorlog ons ganse geslag op die wijze sal kunnen uitsterven. Sy bron is Kestel van Velden se boek, Die Vredesonderhandeling. Dan kan jy hoor wat uiteindelik hierdie aanslag op die burgerlijke bevolking teweeggebring het. En dit dink ek is natuurlijk wat ons behoort raak te sien. Hierdie uiteinde wat daar voorberei is, deur die wreedaard van die empire. Otto skryf die konsentrasiekampstelsel en dus aan die doel waarvoor die Britse krygsoorlede dit ingevoer het beantwoord. Dit het die Tweede Vryheidsoorlog tot 'n gunstige einde vir Groot-Brittanje gevoer. Om hierdie onmiddellike voordeel te bereik, het Groot-Brittanje om egter onherstelbare skade berokken. In sy geskiedenis sal die konsentrasiekampstelsel altyd skitter, soos Henry Campbell Bannerman dit uitgedruk het, as an offense against civilization, as a military mistake and as a political disaster. Nie alleen het dit die naam en faam van Groot-Brittanje by die ander groot moondhede in 'n slegte reuk gebring nie, maar dit het in die hart van die Afrikaner 'n vuur van verbittering aangesteek, wat dalk nooit geblus sal word nie. As al die smart, smaad en verbittering wat die Afrikaner in sy ganse geskiedenis gelei het, lankal vergete sal wees, sal daardie vuur nog brand en Afrikaners van toekomstige geslagte sal nog steeds saam met Leipold uitroep: vergewe, vergeet, is dit maklik vergewe? Die smarte, die angs het so baie gepla. Die yster het gloeiend 'n merk vir die eeue gebrand op ons volk, en die wond is te na in ons hart en te diep in ons lewe. Geduld, o geduld, wat so baie kan dra. Leipold. Vriende, wat sien ons raak? Ons sien hierdie lyding, ons sien die smarte van die oorlog. Ons hoor die verbittering, ons hoor die groot terugslag wat dit vir ons was. Die verlies aan vryheid, die verlies van die onafhanklikheid. Maar wat ons moet raak sien, is dat hierdie gebeure die gevolg was van 'n stuk geskiedenis van die Britse Ryk. Die uitbreiding van Brittanje se mag in die vorm van die Britse Ryk is een van die ingrypendste gebeure in die geskiedenis van die wêreld. Ons moet raak sien hoe dit gebeur het en wat dit alles beteken het. Want alleen so kan ons eie geskiedenis en die gebeure van die afgelope 2 eeue reg verstaan. En ek wil byvoeg, alleen so sal ons ook die gebeure van vandag reg verstaan. Al hierdie gebeure het nie iets met mekaar te doen. Ons gaan net vinnig 'n voelvlug deur die geskiedenis van die 19e eeu. Die eerste Britse besetting van die Kaap in 1795, dat was in die 18e eeu. Die tweede Britse besetting van 1806. Onthou die bewind van Lord Charles Somerset met sy verengelsingsbeleid aan die Kaap, die rol van die Engelse kerke en die sendelinge, die gebeure tydens Slagtersnek, die Slagtersnek opstand in 1815, die ontwikkeling van die gevaarlike toestande aan die oosgrens in Kaapland wat gelei tot die groot trek, en wat die vyandigheid en die trekkers en die vyandigheid van die owerhede teen die trekkers wat daarop gevolg het. Die Britse besetting van Port Natal, die veroordeling van die voortrekkers as onwettige emigrante en die anneksasie van Natal in 1841. Die Britte het die voortrekkers agtervolg. Die stigting van die Boererepublieke het kort na die trek gevolg, maar andermaal is die skroewe aangedraai om die twee republieke te onderwerp.
veral na die ontdekking van diamante in 1870s en die ontdekking van goud in die 1880s. Dr. Victor Tassenwil het 'n pragtige boekie geskryf oor die stryd rondom die diamantvelde rondom Kimberley. Moeite werd om daarna te kyk. Die anneksasie van Transvaal in 1877 let op hoe Brittanje se planne toe spoedig verydel is deur die gelofte van 1880 by Paardekraal, die reorganisasie van die burgers in die slag van Amajuba op 27 Februarie 1881. In Desember 1895 volg die Jameson-inval in Transvaal, 'n set wat deur Cecil John Rhodes beplan is. Ook hierdie poging om die Boererepubliek van Transvaal in te palm is deur die flinke optrede van die ZAR op 2 Januarie 1896 verydel. Kan jy sien in die tydperk vanaf die Paardekraal gelofte tot die Jameson-inval het die Transvaal homself effektief verdedig en die vryheid teruggewen en die onafhanklikheid gehandhaaf. Maar dan volg daar 3 jaar van spanning tussen 1896 en 1899, waar tydens die Britte hulle veldtog verskerp. Alle aanduidings is daar, en lees dit maar in die bronne, dat daar in opvolging van die mislukte Jameson-inval voorbereidings getref is om die mislukking van Jameson te wreek, om Kruger te konfronteer en om oorlog teen die Boererepublieke te ontketen. In die aanloop na die Tweede Vryheidsoorlog is die kanonne van propaganda en beswaddering teen die boere oopgetrek. Daar moes 'n atmosfeer geskep word om Britse militêre ingryping te regverdig. Ons sien dit ook in ons dag. Voor die militêre slag is daar 'n hele aanloop van propaganda, sielkundige oorlogvoering, voorbereiding van 'n sielkundige toestand dat die militêre geweld onvermydelik is. Hoewel daar in die openbaar deurentyd betoog is dat Brittanje vrede nastreef. Die tweegesig prentjie van die Britse Ryk. Die voortdurende agitasie vir die regte van die uitlanders wat op die myne gewerk het, was een middel wat aangegryp is. En die eis was dat hierdie uitlanders en mynwerkers sonder meer stemreg in die ZAR moes verkry. Rhodes, the South African League, is gebruik om insidente te skep en om sulke insidente uit te buit. Dan is dit teruggespeel na Engeland in die koerante en hoog opgeblaas. Dit het ons gesien toe ons kinders was, met Suid-Afrika toe die oorlog teen apartheid van stapel gestuur is. Elke klein insidentjie waarby swartes betrokke was, is opgeblaas in die plaaslike pers en onmiddellik uitgedra in die res van die wêreld. In daardie tyd was daar ook die voorstelling van president Kruger as die agterlike, hardkoppige president, wat nie na rede wou luister nie, en 'n groot bedreiging was vir die vrede. Onthou, so is Dr. Verwoerd ook voorgestel, die man van graniet, onbuigsaam, onredelik, as 'n man wat jy nie kan rondstoot nie. Ek onthou, Tannie Betsy Verwoerd het op 'n punt geskryf dat 'n man gesê het, solank hulle jou aanval, weet jy dat jy op die regte pad is. Nou, hierdie skokkende verhaal van Brittanje se politieke veldtog teen Kruger en teen die Boererepublieke word besonder noukeurig gedokumenteer in die autobiografie van Sir William Butler, wat in 1911 verskyn het. Het is jammer dat daardie gedeelte wat handel oor sy tydperk in Suid-Afrika, sover ek weet, nog nie in Afrikaans vertaal of beskikbaar gestel het as 'n aparte publikasie nie. Ek dink dit is baie noodsaaklik, want min mense is bewus daarvan dat hierdie opperbevelhebber, hy was 'n Ier, wat aan die Kaap was in hierdie tydperk waarin die oorlog voorberei is, baie gou agtergekom het watter slinkse planne daar aan die gang was om die oorlog teen Transvaal veral en dan die twee Boererepublieke van stapel te stuur. Hy is as Britse hoofkommissaris en by tye waarnemende gouverneur in 1897 aangestel en na die Kaap gestuur. Ons beskik oor sy getuienis van Engeland se verskuilde motiewe vervat in sy autobiografie. Onthou nou, dit is die opperbevelhebber van die militêre magte, al die militêre fasiliteite hier in Suid-Afrika.
Hy skryf onder andere oor die ondersoek na die mislukking van die Jameson Raid in 1896 die volgende. Enough of the waters had been stirred to show that financial intrigue and sordid speculation and unblushing falsehood had played their parts in introducing the final fiasco. Finansiële intrige, spekulasie en onbeskaamde valsheid noem hy hierdie magte wat agter Jameson was. Hy vertel verder hoe Engeland dadelik na die Jameson Raid nuwe militêre voorbereidings begin tref het. Wat hy toe vasgestel het met die opdrag wat hy kry is dat daar in April 1897, dit is nou 2 jaar, 'n paar maande voor die uitbreek van die oorlog, considerable reinforcements of cavalry, infantry and artillery were sent to South Africa. A very much larger portion of them being sent to Natal, where a camp of the 3 arms was fixed at Ladysmith, a place in sight of the Orange Free State and within a day's march of the Transvaal. At the same time, officers were sent to South America to purchase horses for cavalry and artillery use. Die bewapening en die opbou van magte reeds in Natal in April 1897. In Oktober 1887, 'n jaar later, is Sir William Butler kennisgewing opgeroep om die Kaapkolonie, om die militêre bevel, ek is hier met die datums bietjie die mekaar, Kaapkolonie oor te neem, waar hy sy dien onder die gouverneur Sir Alfred Milner. Milner is toe nou die gouverneur van Kaap. Reeds tydens die onderhoude vir sy nuwe taak het Butler lont geryk. Hy skryf, hy was nou in Engeland in die War Office en die koloniale kantore, dan sê hy, nowhere was any hint given me, want hy is die militêre bevelvoerder, nowhere was any hint given me that war with the Dutch Republic was a probable contingency, dat daar so iets moontlik sou wees. Yet I have full reason to think now, dus toe hy skryf, that even at that time a section of people, including several prominent persons in the War Office, were at work to bring that war about at an early date. Om die oorlog te ontketen op 'n vroeë datum. Maar hulle sê vir hom niks nie, hy is die militêre bevelvoerder. Tydens sy onderhoud met Sir Neville Chamberlain, staatssekretaris verantwoordelik vir die kolonies, voordat hy na Kaapstad vertrek het, is daar bitter min oor die boererepublieke gesê, behalwe net, if they should force us to attack them, ja, die republieke, as hulle ons forceer om hulle aan te val, then the blow would have to be a crushing one. In die Kaap het Butler spoedig bewus geword van die agitasie teen die 2 republieke en die politieke intrige deur Cecil Rhodes en Lord Milner. William Butler skryf in 'n brief op 18 Desember 1898 vanaf Graamsstad dat hy bewus geword het van aksies deur mense wat hy toe noem a syndicate of systematic misrepresentation. 'n Syndikaat wat op sistematiese wyse leuns die wêreld instuur oor die boererepublieke. Hy skryf verder van 'n binnekring in die Kaap wat hard daaraan gewerk het om oorlog in Suid-Afrika te bewerkstellig. Op 11 Januarie 1899 skryf Sir William Butler aan 'n hoë amptenaar in Londen die volgende: More and more the conviction grows upon me that the small and noisy group of men who have got all the telegraphic and most of the press power in their hands are steadily intent upon the production of friction and nothing but friction in this country. Hulle wil wrywing aanblaas, wrywing en niks anders as wrywing. Daar, jy kan sien hoe hierdie mag en alle groot magte so maak. Daar word 'n grond voorberei tot hulle ekskuus vind vir die militêre ingryping. Boonop het Butler instruksies ontvang gedateer 21 Desember 1898 om gereed te maak om al die brûe op die grense tussen Natal en Vrystaat, ook die Transvaal te beset, in geval van vyandighede, en om troepe in die republiek te kan instuur sou dit nodig word. Hy was self skepties oor die begrip van die gecompliseerde situasie op die grense, en die klompie maande later skryf hy oor die agitasie teen Kruger en oor die sogenaamde probleme van die uitlanders,
My own impression is that behind all this lies a plot to force war on the Transvaal. Dis die militêre bevelvoerder van die Britte. To force war on the Transvaal. Maande van vreemde aktiwiteite volg waarin Butler al meer oortuig raak van hoe die politieke wind in Suid-Afrika waai, veral rondom Rhodes, Alfred Milner en sekere kapitaliste in Johannesburg. Milner het 'n sekere Jacobson na William Butler gestuur en gesê hy moet kyk hoe hy hierdie Jacobson, as ek die naam van reg onthou, kan help. Nou dit was 'n ou wat hier aan die rand onder die uitlanders verzet beweging aan die gang wil kry. En daar is selfs gesuggereer dat die Transvaal moet omring word van Rhodesia af, Botswana se kant af, Swaziland se kant af, deur militêre magte, maar Butler het geweet daar is nie enige moontlikheid om dit te doen oor duisende en duisende myle nie. Maar dit was nou 'n plan wat voorgestel is. In Junie 1899 kom Butler tot die volgende gevolgtrekking. I could now no longer doubt that more powerful forces than I had imagined were joined with the old agencies, that is Rhodes, Jameson and Chamberlain, in the effort to force a racial war upon South Africa. Hy skryf 'n brief van bedanking vroeg in Julie 1899, wat hulle nie onmiddellik aanvaar het nie. Omdat hy daartoe gedwing was, toe hy die onderdrywende politieke druk om oorlog teen die Republieke uit te lok, weerstaan het. Hy is ook kwalijk geneem deur Milner, dat hy niks doen nie. Sy bedanking is egter eers op 8 Augustus 1899 aanvaar. 2 maande later het die Tweede Vryheidsoorlog uitgebreek toe president Kruger 'n ultimatum aan Brittanje gestuur het om die troepe van die grense van Transvaal terug te trek. Butler het geweet dat die militêre vermoë van die Britse troepe in Suid-Afrika ver te kort geskiet het. En dit het hy ook dikwels berig en in sy verslae teruggestuur, dat daar is nie die vermoë, die Britte het nie die vermoë om die twee republieke aan te vat nie. Hy het voorspel dat die oorlog teen die republieke rampspoedig sou wees. En hy was dan ook reg bewys deur die groot neerlaag wat die Britte gelei het aan die Natalse front in die eerste maande van die oorlog, soos onder andere by Spionkop en later by Modderrivier en Magersfontein. Die oorlog teen die twee boererepublieke was 'n beplande oorlog in belang van niemand anders as geldgierige magte agter die skerms nie. Terwyl hierdie militêre bevelvoerder wat die oorlog moes voer in die duister gehou is oor daardie planne. 'n Britse soldaat is op televisie in 'n BBC onderhoud gevra, dit het ek self gesien, waaroor die oorlog eintlik vir hom gegaan het. En sy antwoord was kort en kragtig: "We went for the gold." We went for the gold. Hy het verstaan as soldaat, hulle kom na Suid-Afrika vir die goud. Professor Dassenhill beskryf in 'n treffende studie die intriges van Brittanje rondom die diamantvelde by Kimberley. Goud en diamante was die nuwe rykdom wat hierdie magte wou inpalm, en hulle sou nie terugdeins vir die koste in terme van menselewens. Die vraag ontstaan dan ook, was die konsentrasiekampe ook deel van die beplanning? Ons lees uit die bronne dat die memorandum oor die wegvoer van die boerefamilies, die vernietiging van vee en landerye, afbrand van plaaswonings as strafmaatreëls teen die boere in die veld op 16 Junie 1900 uitgereik is. Dit was die bekende proklamasie 5 van 1900 deur Lord Roberts, slegs 9 maande sedert die begin van die oorlog. Maar die feit is dat die vernietiging van boereplase toe reeds vir baie maande aan die gang was. Dit lei ons af uit die besware wat boerebevelvoerders aan die Britse bevelvoerders gerig het. In 'n boek deur Michael David, vername Ierse nasionalis, het hy vertel dat hy bedank het in die House of Commons om teen die oorlog te protesteer. In hoofstuk 41 skryf hy dat president Kruger in Steyn op 3 Februarie 1900, dus slegs 4 maande na die uitbreek van die oorlog, gesamentlik 'n brief aan Lord Roberts geskryf het. Dis nou Kruger en Steyn, waarin hulle protes aanteken teen die vernietiging van boereplase. Ek haal aan, calling his attention to the burning and blowing up of farmhouses and of the devastation to farms and of goods therein, whereby unprotected women and children are deprived of food and cover.
Roberts het geantwoord daar geen bewyse vir die beweringe is nie. Op 16 Mei 1900 het generaal Louis Botha aan Roberts geskryf waarin hy spesifieke gevalle van die geweld beskryf en die aanklag maak: "Your troops continue to carry out the greatest barbarities." Jou troepe gaan voort met die grootste barbaarsheid. Op 19 Mei 1900 het generaal De Wet op sy beurt aan Roberts geskryf met 'n lys name van plase wat afgebrand is. Onder andere is generaal Louis Botha se plaas by Standerton afgebrand. Generaal De Wet se plaas in die Vrystaat. Michael David gee nog talle voorbeelde uit hierdie amptelike Britse verslae van die redes waarom die plase afgebrand en vernietig is. Die enigste afleiding is dat die Britse bevelvoerders Roberts en later Kitchener van die begin af op hierdie soort oorlog besluit het. Hulle kon die boere nie in die veld verslaan as man teen man nie. Hulle moes gebruik maak van sulke barbaarse metodes van terreur en geweld teen die burgerlike bevolking, deur die vernietiging van vee en plaaswonings en die wegvoer van vroue en kinders na konsentrasiekampe. Vrye teels is aan die Britse soldate gegee om met enige vorm van geweld op te tree. En ons onthou ook daarby dat die Britte nie geaarsel het om swartes teen die boere te bewapen en in die oorlog aan te wend nie. In Brittanje is vyhandigheid teen die boere met mening aangeblaas. Professor van der Water haal in sy boek 'n Eeu van bloedstryd een koerant aan wat soos volg uitvaar. Dis nou in Engeland. Not only should the boer be slain, but slain with the same ruthlessness that they slay a plague-infected rat. Met dieselfde wreedheid as wat jy 'n plaag draande rot sou doodmaak. Hy sê, Exeter Hall may shriek, but blood there will be and plenty of it, and the more the better. Dis hoe die openbare mening opgewerk is. Boer resistance will further this plan and enable us to find the excuse that Imperial Great Britain is fiercely anxious to blot the Boers out as a nation, to turn their land into a vast shambles and remove their name from the muster roll of South Africa. Vriende, dit is die taal van hierdie empire. Interessant genoeg, ek gaan dit net baie kort aanraak, is die publikasie Die Eeu van Onreg, slegs 'n paar dae voor die oorlogsverklaring deur die ZAR op 9 Oktober 1899 deur die staatsdrukker gedruk en uitgegee. Die publikasie is aan ambassadeurs gestuur en aan regerings oorsee en is gebruik om die leuns, die dubbelsinnighede en misleiding van Brittanje aan verteenwoordigers van verskeie regerings oor te dra. Dit was naamlik in daardie stadium vir die ZAR baie duidelik dat Brittanje net een doel vir oë gehad het, naamlik oorlog. Die hele betoog in 'n Eeu van Onreg strook met generaal William Butler se weergawe waaruit ek nou baie aangehaal het van die oorlogkoers wat in geheime kringe binne die Britse regering aangewakker is en sy getuienis oor wie in werklikheid die aanstigters daarvan was. Jy kan gerus bietjie ook die Eeu van Onreg lees. Ek het nooit besef dit is eintlik 'n publikasie wat net voor die oorlog, voor die ultimatum gedruk en uitgegee is nie. Daar word gesê dat die prokureur Roos dit geskryf het en dat die staatsprokureur Jan Smit die voorwoord en die slot geskryf het. Smit het gevoel die pamflet is nie sterk genoeg nie, hy het dit nog sterker gestel. Beide William Butler en die skrywer J.A. Hobson in sy boek Study of Imperialism had geen twyfel daaroor nie dat die aanstigters die imperialistiese kapitaliste was onder aanvoering van Cecil John Rhodes, Chamberlain en Alfred Milner wat saamgespan het om Kreur verdag te maak en om oorlog teen die ZAR uit te lok om op elke wyse onmin teen die boere te saai. Ons sou dit vandag as sielkundige oorlogvoering beskryf. En ken ons dit nie as ons na die nuus luister nie, nee. Daar's altyd sekere instansies, sekere magte, sekere propagandiste, sekere amptenare wat die oorlogsatmosfeer aanblaas en die regerings probeer kry om op 'n punt militêre mag aan te wend teen 'n vyand. Ons sien dit ook in die Oekraïne, ons sien dit ook in die Midde-Ooste. Wat sien ons nog raak aan ons hier in Irene staan?
Na die vrede van vereniging was ons volk versla, in smart gedompel oor die dood van geliefdes, verarm, uitgelewer aan vreemde regerders, soos Alfred Milner en sy kindergarten. Die groot mynmaatskappye het al greep ons op ons ekonomie verstewig, die banke van vreemdes het die land se geldsake beheer, en ons eie mense moes van onder af as boere, arbeiders, mynwerkers, spoorwegwerkers, padwerkers, ambagslui, verpleegsters en onderwysers van onder af weer onsself ophef en iets red vir onsself en hul families. Baie Afrikaners het natuurlik, soos dit na 1994 ook gebeur het, 'n inkome in ander lande gesoek, wat ook ons posisie verswak het. Afrikaners wat nie onder die juk van die empire wou staan nie, het byvoorbeeld na Oos-Afrika uitgewyk, ons ken dit in Kenia, ander na Argentinië, Portugal, Nederland en elders heen. Ons volksleiers het hulle gewend tot 'n paar belangrike middele om vir die toekoms iets te red. Ons kerke en geestelike lewe was 'n toevlug en 'n vaste grondslag vir hoop. Dink maar aan die CVO skole wat deur die kerke begin is. Die onderwys as sodanig is onder andere beskou as 'n belangrike terrein vir heropbou. Nuwe Afrikaanse skole is gestig. My eie hoërskool in Heidelberg is gestig in 1915, 1916. Dit was tipies die patroon, baie van ons skole kom uit daardie era. Die Afrikaanse taal het soos 'n klein doringboopie uitgegroei tot groot hoogtes geklim. In die landbou het Afrikaners weer uitgestyg. En baie het bywoners op hul plase aangeneem. Ek weet nie wie van u onthou nog, in my kinderdae was daar nog bywoners op van die plase. So daar nog van u wat dit beleef het. Ek het nogal, dis in die omgewing van Skoongesig, tussen Meyerton en Heidelberg. Nuwe ondernemings het ontstaan, soos Santam, later Sandam. Dan volg daar Volkskas, uniewinkels, landboukorporasies, koerante en tydskrifte in Afrikaner hande. Baie werk is op die kultuurfront onderneem, soos die groei van die FHK in 1929 aantoon. Die vertaling van die Bybel in Afrikaans is onderneem. En voeg nog daarby die stigting en die werk van Afrikaanse universiteite. Op elke gebied was daar hard gewerk en is die volk stap vir stap versterk. Wat ons moet raak sien is die moed en die opoffering van ons voorgeslagte om te volhard in ons strewe na vryheid en onafhanklikheid. Om uiteindelik die juk van die Britse Empire af te werk en om republikeinse vryheid te herstel. Dit was 'n stryd wat ons volk tot eer gestrek het. Wat weliswaar talle terugslae opgelewer het, ons dink aan die rebellie, ons dink aan die Tweede Wêreldoorlog, maar uiteindelik tot klinkende sukses deurgevoer is. Slegs 2 jaar na inwording in 1910 het die botsing tussen generaal Louis Botha en generaal Hertzog plaasgevind, waaruit die Nasionale Party ontstaan het. En die party is beskou as die strydfront van die Afrikanerdom. Dit was die uitgangspunt. 12 jaar later, in 1924, het generaal J.B.M. Hertzog die algemene verkiesing gewen en is 'n nuwe fase ingelei waaronder die Afrikaner hul trots herwin het en weer ekonomies kon opstaan. Gedurende die 1930s is daar sterk oplewing van ons volksnasionalisme in reaksie op die armblanke vraagstuk onder andere en veral op kultuurgebied tydens die Eeufeesjaar 1938. Binne 10 jaar na die voortrekker Eeufees het die Nasionale Party die regering van generaal Smuts verslaan. En 13 jaar later, op 31 Mei 1961, is die republikeinse ideaal verwesenlik. So is die planne van die Anglo-Amerikaanse imperialiste verydel en kon die orde in Suid-Afrika gedei onder 'n Afrikaner regering. Die ekonomiese groeikoers in ons land was na 1961 in die orde van 6 en 7% per jaar. Vergelyk dit maar met wat ons vandag het, oor die afgelope 10 jaar, hoor ek nou die dag, het werkloosheid elke jaar die hoogte ingeskiet, maar was die groeikoers maar net 1% per jaar, onder die wonderlike nuwe regering. 1% in vergelyking met 6 en 7%. Wat sien ons raak, vriende, wanneer ons na hierdie dinge kyk? Die Afrikaner volk se posisie na republiekwording wat van krag tot krag gegaan het,
is andermaal weer as 'n bedreiging vir wêreldvrede voorgestel. En weer volg daar 'n verbete aanslag op ons, hierdie keer om die blankes van Suid-Afrika te onderwerp. Om die politieke beheer in die land uit die hande te ruk van hierdie volhardende volk, wat die planne van die groot magte op 'n demokratiese wyse en sonder oorlogvoering so doeltreffend verydel het. Die berekening van ons vyande na 1948 was dat die politiek van die oppositiepartye die nasionale regering baie goed tot val sou bring. Maar toe dit nie gebeur nie, moes ander metodes gebruik word. Die keerpunt was veral met die verkiesing van 1958. Professor de Kubiek van Amerika, wat in buitelandse beleid betrokke was, het geskryf dat die uitslag daarop dui dat enige verandering in die beleid van die nasionale party slegs bewerkstellig kon word van binne die nasionale party. Nie meer van buite nie. Daar is dus vasdraplek gesoek binne die geleedere van die nasionale party, wat die vyande in staat sou stel om 'n meer liberale beleid te bevorder van binne die nasionale party. Ek sal nie baie lank daarby stilstaan nie, maar jy sal onthou, in 1960 was daar die eerste pogings om die kleurlingbeleid te verander deur koerantredakteurs van die nasionale party, Piet Silje, in die Kaap, en deur die liberale bestuurders van nasionale pers, en die Rupert en groepe wat daarby betrokke was. Die ou smeertaktiek is weer ingespan. Onrusmakers is later ingekoop en die Engelse pers het sy propaganda in hoogste rad voortgesit. Hierdie keer was dit nie die uitlanders se gruwe wat uitgebuit sou word nie, maar die gruwe van die sogenaamde onderdrukte swartes, die werkers, die West-Indiërs, inwoners van swart woongebiede. Die miskenning van menseregte het nou die handige slaamstok geword. Terselfdertyd sou geweld en opstand aangemoedig word. Die sabotasie van die 1950s, die terreur van die 1970s en 80s, was deel van die strategie van revolusie. En daarmee saam die verhewiging van druk vanuit die buiteland deur ekonomiese sanksies, veroordelende besluite in die VVO en die aanklag by die Wêreldhof. Net soos in die 19de eeu het die Afrikaner volk na 1961 weer te doen gekry met magte wat sy ondergang met elke moontlike middel wou bewerkstellig. Dit was die era van onderduimse politiek om kleiner volke te ondermyn en te onderwerp. Wat ons raak sien as ons na hierdie hele toneel kyk, is die herhaling van 'n patroon van vyandskap van Afrikaner leiers en daarmee om Afrikaner leiers om Suid-Afrika uit die hande van blankes van Suid-Afrika te ruk. Deur 'n swart meerderheidsregering na te streef, is die eintlike doel van die aanslag verbloem, dat dit andermaal gaan oor die hulpbronne, die minerale en die rykdomme van ons land. In sy boek Die Era van Verwoed beskryf meneer Jaap Maree hierdie politieke aanslag op treffende wyse. Hy toon dan ook aan hoe die veldtog teen Dr. Verwoed gevoer is en uit welke kringe dit gekom het. Veral die twee fases, die opbou van linkse aktiwiteite en die aanloop na republiekwording en die eerste sluipmoordaanval deur David Pratt in 1960. En dan toe die republiek nie ekonomies in duie gestort het na 1961 nie, soos hulle wyd voorspel het, is die ondermyning en propaganda voortgesit en 'n tweede aanslag op Dr. Verwoed se lewe uitgevoer. Byna gelyktydig is 'n terroriste aanslag van oor die grense geloods met die eerste grensvoorvalle vanaf Augustus 1966. Sien nie weer die koördinasie, die propaganda, die organisasie binnelands, die druk van buite en dan nuwe magsmiddels soos sluipmoord wat aangewend is. Let daarop dat die ANC as organisasie sy hoofkantoor in Londen gehad het. En daar was kantore van die ANC in Parys, in Amsterdam, in Swede, in New York en Washington. Die stryd van die communistische bewegings in Suid-Afrika het die verskillende agenda van die Anglo-Amerikaanse bewindhebbers gepas en die revolutionêre optredes is deur hulle verwelkom, omdat hulle sodoende ontslae kon raak van die blankes se beheer van sake. Nou ons ken die uitslag daarvan en sien ons raak waar dit vandaan kom. Kan die mense, kan ons Afrikaners die verband daarvan sien met die geskiedenis van die afgelope 200 jaar? Met name ook met die stryd van 1899-1902. Geen geïsoleerde geval nie,
geen insident wat nie meer pas in die hele verhaal. Besef ons regtig wat daartoe gelei het dat ons volk ons onafhanklikheid en vryheid verloor het in 1994. Dat ons nou nie meer regeer word deur ons eie mense, maar deur mense wat nie ons van ons eie afkoms is nie van ons geloof nie van ons taal en kultuur nie. Kan daar enige heil vir die Afrikaner volk in so 'n bedeling wees? Meneer Jaap Marais het die geskiedenis van die Afrikaner volk dikwels geskets aan die hand van 'n drieledige stryd. Eerstens teen vreemde oorheersing van buite, tweedens teen verswelging deur swart getalle van binne, en dan teen die invloed van internasionale geldbelange wat hul greep oral in kleiner lande wil inslaan en beleid dikteer wat hul materialistiese belange pas. Vandag is ons volk uitgelewer aan al drie hierdie bedreigings. Dit is 'n eksistensiële krisis vir ons volksbestaan waarop daar geen onmiddellike en sigbare oplossing is nie. In 1899 het president Kruger en sy raadgewers besef dat daar net een keuse was. Dit was om jou vryheid met die wapen te verdedig. Om te weier om die pad te volg waarop jy gedruk word. Maar in 1990-94 het die Afrikaner leiers wat in beheer was van die land die teenoorgestelde gedoen. In plaas van het te veg, is die knie gebuig voor die eise van die buiteland en voor die eise van revolusionêre bewegings, voor geweldnaars en terroriste binnelands. Oor die pad uit hierdie toestand sal ons nog lang kan praat, maar ons moet besef dat sonder die drie ankers van ons bestaan as volk, kan ons die toekoms nie tegemoet gaan. En wat is daar die ankers? Ons geloof, ons westerse afkoms as blankes uit Europa en ons eie kulturele identiteit as Afrikaners. Meneer Jaap Marais het dit so uitgedruk: wees sterk in jou witmanskap, wees sterk in jou Afrikanerskap, wees sterk in jou Christenskap. Vandag waar ons hier staan by die grafte van een van die 45 konsentrasiekampe wat die Britte opgerig het om hul poging om ons volk te vernietig, is dit ons plig teenoor die slagoffers om hul stryd op te neem vir die toekoms van ons volk. Ons is daartoe in eer gebonde. Andermaal sal ons op elke terrein van die volkslewe moet werk en dit met groter toewyding doen as ooit tevore. Het is jammer om te sê, maar ons moet nog ontwaak tot die erns van hierdie uitdaging. Baie Afrikaners sien dit nie in soos ons dit hier gestel het nie. Terwyl daar 'n donker wolk oor ons hang. 30 jaar sedert 1994 het verbygegaan, vriende. En ons sal ervaar al meer die voortgesette aanslag op ons bestaan in Suid-Afrika. Onlangs deur verskeie gebeure bevestig. Ons dink maar hierso, ons is gesê, nee, as apartheid verwyder word, dan sal die land blom, het sal ekonomies voorspoedig wees en die rasse sal mekaar vind. Die teenoorgestelde het gebeur. Dit het nie oor apartheid gegaan nie. Dit het nooit oor die stemreg van die uitlanders gegaan nie. Dit het nooit oor menseregte gegaan nie. Dit gaan oor die beheer van hierdie land en uiteindelik die uitwissing van die blanke wat nog 'n groot deel van die rykdom en van die besittings in die land in die hande het. Ons moet besef, vriende, ons is in 'n langdurige stryd gewikkeld. En ek dink die aard van hierdie stryd het nog nie tot baie van Afrikaners deurgedring nie. Ons sal moet leer wat 'n langdurige stryd van ons verg. 'n Stryd waarvan jy die uitkoms nie duidelik kan sien nie. Oor geslagte, oor dekades, miskien oor eeue. Ons staan met dieselfde twyfel en onsekerheid in ons harte vandag, soos Tantmin Fischer. Laat ons weer ons volksgeleerders sluit, eensgesindheid bevorder, volhardend werk
En laat ons opstaan vir ons volk se toekoms, ten spyte van alles, ten spyte van enige omstandigheid. Baie dankie. Ja, die stukkies wat ek bring is baie opsomming van wat Meinhard nou gesê het. En dit gaan oor dinge wat prakties gebeur het in die oorlog. Hierdie oorlog wat 125 jaar gelede begin het, is teen die vrouens en kinders eiendom van die boere, omdat die Britte die boere nie kon wen nie. Sy boek Goud kan nie roes van Powell Smith vertel hy die verhaal van Rena Nel. Haar man is op daardie stadium al gedood in die oorlog. Hulle het die plaas afgebrand, die diere was weggevoer en die konsentrasiekamp was haar vooruitsig. Sy neem haar 2 kleuters, ou Gerrytjie van 5 jaar en 'n dogtertjie van 4, en sy gaan skuil in 'n grot so end van hulle af. Maar sy is op daai stadium alreeds baie siek en sy smeek kort vir 'n bietjie water. En dan terselfdertyd dan sê sy vir die kinders, hulle mag nie uitgaan nie. Ou klein Gerardjie besluit, hy gaan tog vir sy mamma 'n bietjie water haal. En sy dogtertjie, sy sussie volg hom. Hulle was naby aan die stroompie. Toe hoor hulle hierdie bekende galop geluid van perde wat aankom. Die twee hardloop na lang gras toe, maar hulle bereik dit nie betyds toe die lansers oor die randjie kom en op hierdie mense afstorm nie. Die majoor was Heath Solomon, en die lansers toe hulle nou nader kom en besef dit is kindertjies, toe trek hulle perde in, maar nie die majoor nie. Hy storm nog steeds op die kinders af. Klein Gerard druk sy sussie agter hom in en hy tel 'n klip op. Toe die majoor nader kom, toe gooi hy die klip. En hy tref die majoor bokant die oog en die momentum van die perd veroorsaak so 'n groot wond dat die been bokant die oog wys toe. Die majoor pluk sy perd om en hy storm op haar kind af met sy lans, steek hy hom so diep in die maag dat die kind se voete van die grond aflig. En hy sy gewrig draai om die lans uit te kry. Die ou seentjie gly van die lans af en hy begin kruip na sy sussie toe. Die majoor ruk weer sy perd om en toe hy by die seentjie kom, toe steek hy hom in sy nek, laat hy die nek oopgief. Hy draai weer om, hy is besig om te draai. Toe 'n jong penkop wat op 'n randjie geskuil het, sy geweer gryp en op die majoor skiet. Hy skiet die perd dood en met die val breek die majoor sy been. Nou, hulle sê kort daarna, toe hoor hy gaan aangekla word van moord op 'n kind en toe skiet hy homself in die kop. Intussen was daar 'n Amerikaanse boerevriend wat die dogtertjie geneem het weer na haar mamma toe in die grot toe sterwend. En hy en sy vrou was kinderloos en hulle het uiteindelik die dogtertjie aangeneem. 'n ander insident is die geskiedenis van 'n konsentrasiekamp by Tuli. Daar het dit oral beroerd gegaan, maar dit lyk vir ons of dit by Tuli nog erger was, want hulle het 'n onbekwame bevelvoerder gehad. Dit was Russell Daery, die spelling is D-A-E-R-Y, so ek gaan maar sê Daery. Hy kon nie lekker beheer uitoefen nie.
maar hy was intussen baie ontstel daaroor. En hy het toe 'n plan bedink om die mense te beheer. Hy het toe 'n strafkamp opgerig. Die ding was bekend toe as die Bird Cage. Dit het bestaan uit 'n hok van omtrent 4 vierkante meter. En dan was daar is die hok toegespan, soveel so dat hy tot 'n dak van draad gehad. Dit was nou 'n regte Bird Cage. En daar was 'n tent en 2 katels sonder komberse, sonder matrasse. Die water was 'n blik wat teen 'n muur vasgeslaan was, teen 'n paal, ekskuus. En dan was die toiletgeriewe was 'n emmer wat daar in 'n hoek gestaan het. En toe het hy Anna Joubert, wat 'n kind was in die kamp, het gesê, die mense is sommer vir kleinighede in die strafkamp geplaas. Daar het hulle eenmaal per dag 'n porsie pap gekry. Geen medikasie nie, winter en somer moes hulle in die Bird Cage dan deurbring. En baie van hulle, dit was 'n groot rede vir die baie sterftes, want partykeer sê hulle sommer die hele gesin in die kamp laat bly. Partykeer was die straf 'n maand lank. En Betuli kamp het 5500 mense gehad. Van daai, en dit het in maande gebeur, nie in jare nie. Van daar is 1730 mense dood, waarvan 1200 kinders was. En die groot sterftes het toe nou die Britse bevel bereik, en hulle het 'n kommissie van ondersoek gaan doen. En die ondersoek was so geweldig, dat op 9 Desember 1901 is Russell Derry toe ontslaan uit die kamp uit. So was dit. Maar ek het ook gelees, in normale tye was die kosvoorsiening so swak, dat die mense het 2 keer 'n week 'n porsie pap gekry, en as daar vleis was dit gewoonlik 'n gevrykte dier se vleis gewees. So mens kan die groot lewensverlies verstaan. En dan is daar ook die verhaal van Susan Nel, wat soos ek nou al afgelei het, redelik bekend is. Sy was in die Winburgkamp en sy is 17 jaar oud. Dit is ou jaar 1901. In haar tent is waar sy is haar baie goeie vriendin baie siek. En sy weet mense in 'n ander tent het medisyne. Nou, daar was 'n aandklokreël. Sy mag nie uitgegaan het nie, maar sy gaan uit om te gaan medisyne soek. En daar is 'n joiner, sy naam het behoue gebly, dit is C.P. Skutte, wat haar toe vat en na die kampoffisiere toe neem, en die 2 ontvoer haar na hulle kwartiere toe, waar sy so mishandel en onteer en verwoes word. Een van hulle vat sy leë whiskybottel en slaan haar so hard op haar kop dat daai bottel bars en haar kop vol snywonde is. Sy is te bewusteloos. Hulle dink sy is dood en hulle laai haar op die lijkskarretjie en vervoer haar na die begraafplaas toe. Nou, op pad soontoe val sy af. Ek kan net dink, in hoe toestand was daai 2 offisiere, dat hulle dit nie agtergekom het nie. 'n Basuto wat bietjie later verbykom, sien haar, hy tel haar op, neem haar na 'n grot naby sy kaja, en hy en sy vrou
versorg haar daar, dat sy baie gesonder word, en hy haar toe weg uit die kamp uit smokkel met sy karretjie na Bloemfontein toe, waar sy 'n trein kon haal. Sy het ook ontvlug, maar sy kon die trein haal Kaapstad toe. In Kaapstad ontferm Marie Koopmans de Wet oor haar, en ek dink Marie moes die intelligensie van die kind raak gesien het, want sy stuur haar toe Nederland toe om te gaan studeer. Marie Susan bekwam haar as een van die eerste vroue psigiaters. En 'n mens kan nie dink met haar ervaring, hoe bekwam was sy? Want hulle sê sy het uitstekende werk daar in Europa gedoen, veral met die 2 wêreldoorloë, waar sy die trauma van die soldate baie goed hanteer het, is die verslag. In die 50's het sy teruggekom Suid-Afrika toe is sy nou ook al 70 jaar oud. Sy besoek weer Winburgkamp en sy het hierdie wonderlike voorreg om daai 2 Basutos weer te ontmoet en hulle te bedank vir die feit dat hulle die rede is dat sy haar lewe behou het. Nou, wat ek wil aansluit by wat my hart gesê het. Hierdie volk van ons, wat so onregmatig verwoes was, het weer opgestaan. Geloof. Die geloof het hulle in staat gestel om van hierdie Suid-Afrika op te bou tot 'n wêreldstaat. En vandag, ons volk is weer daar. Ons beleef weer 'n krisis. Ons het die krisis van die plaasmoorde. Ons het die krisis van 'n ongelowige regering. Maar deur ons geloof en ons gebed sal ons Vader God in sy genade ons weer die oorwinning gee. Dankie. Sjoe, Lulu, mens kry eintlik 'n nitvleis as jy luister na die direkte gebeure. Baie dankie. Vriende, dit bring my net weer by 'n punt. Die stryd hiervoor en die vraag wat mens kan vra is 1 te min om 'n stryd te voer. Dan sê ek vir die nee, God het net 1 geroep toe hy Moses geroep het. 1 man is genoeg om die stryd te begin. 0 is wel te min. So ons hoop en bid dat die Here vir ons sal lei in hierdie tyd waar ons is.